Dis vandag maandag 17 November, welkom by vandag se luistermeditasie. Ons nooi jou uit om vir hierdie adventseisoen 'n spesiale adventsboks aan te skaf. Die boks bevat adventskerse wat jy daagliks tydens jou stiltetyd kan aansteek saam met jou dag se luistermeditasie. Jy kan die kerkkantoor besoek tydens kantoorure om so 'n adventsboks teen R100 aan te koop. En dit sal ook Sondag na die erediens by die kantoor beskikbaar wees. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Jesus, bron van al my vreugde. Jesus, lig van my geloof. U is vol genade, waarheid, U my heiland en my hoof. Ja, ek is U eiendom, U die Seun, U het gekom as gestuurde van die Vader, is U self die weg na hom. Jesus, bron van alle lewe, Jesus wat lof verdien, U die bron van alle waarheid, U laat my die Vader sien. Ek is by die Vader tuis, waar my hart vol vreugde ruis. U wat een is met die Vader, het die weg na hom kom wys. Amen. Ons lees uit Lukas 21 vandag, vers 5 tot 8, en ons lees dit uit die 1983 vertaling, en ons sal ook uit die Message vertaling lees. Ek nooi jou om die teks vir 'n oomblik te ontvang en dan op jou hart te laat lê as daar 'n woord is of 'n sinsnede wat by jou bly, oordink dit of laat dit net op jou hart lê, hou dit vas in die stilte. Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus, alles wat julle sien, daar sal 'n tyd kom, dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word. Hulle vra hom toe, Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die teken van wanneer dit gaan plaasvind? En hy antwoord, pas op, dat julle nie mislei word nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dis ek, en die tyd het aangebreek. Moenie agter hulle aanloop nie. Ons luister na die Message vertaling. One day people were standing around, talking about the temple, remarking how beautiful it was, the splendor of its stonework and memorial gifts. Jesus said, all this you're admiring so much. The time is coming when every stone in that building will end up in a heap of rubble. They asked him, Teacher, when is this going to happen? What clue will we get that it's about to take place? He said, watch out for the doomsday deceivers. Many leaders are going to show up
with forged identities claiming, I'm the one, or the end is near. Don't fall for any of that. When you hear of wars and uprisings, keep your head and don't panic. This is routine history and no sign of the end. Op die opmerking van mense se obsessie met die tempel en wat daar aangaan, antwoord Jesus dat dit op die ouend alles in een hoop gaan lê tot niet sal gaan. En dan die besorgdheid wanneer dit sal gebeur, wat om die mense gebeur. En Jesus wil met hierdie interaksie sy hoorders insig gee dat het is beter om besorgd te wees wat in jou hart aangaan as daar buite, dat ons reg sal leef. Rumi se verskriklike mooi aanhaling het my hierdie week gehelp waar hy sê, if in thirst you drink water from a cup, you see God in it. Those who are not in love with God will only see their own faces. Those who are not in love with God will only see their own faces. En ek wil eintlik daarom byvoeg, will only see the reflection of what is happening in the world around us. Laat dit vir 'n oomblik op jou hart gaan lê. Richard Rohr het my hierdie week gehelp, toe hy gesê het, dat I think of soul as anything's ultimate meaning which is held within. Soul is the blueprint inside of every living thing that tells it what it is and what it can become. Ons kan so besorg wees oor alles wat om ons gebeur,
oorloë, die gerugte van oorloë, dit wat in die natuur gebeur rondom natuurrampe, alles wat sleg is wat in die wêreld gebeur, 'n besorgdheid daaroor en vergeet van ons eie verhouding met God. Ek nooi jou om vir 'n oomblik in die stilte dit net weer vas te hou. Hierdie kosbare geskenk, dat ons in die koppie kyk, in die water, en die gesig van God sien, wat gebore is uit 'n diep liefde vir hom. Here, ek bely my besorgdheid soms oor dit wat om my aangaan. En dat ek dikwels oor my skouer kyk en vergeet van my koneksie met my siel, met U, die kosbare geskenk in my. Mag ek met hierdie koneksie in myself opdaag vandag en elke oomblik van hierdie week met 'n diepe bewussyn van die oomblik van U wat by my is. Amen.